In 2021 begin ons met 'n haloalkaan. Daar is 3 organiese reaksies. Eerste vraag: is 2-metielbutaan-1-ol 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? Gee rede vir jou antwoord. Nou as ons kyk na 2-metielbutaan-1-ol, kom ons nommer ons koolstowwe 1, 2, 3, 4, dan sien ons dat die koolstof waaraan die hidroksielgroep gekoppel is slegs gebind aan een ander koolstofatoom. Hierdie is met ander woorde 'n primêre alkohol. So ons weet met ander woorde dat 2-metielbutaan-1-ol is 'n primêre alkohol, want daardie koolstof is slegs gebind aan een ander koolstof. Ek noem dit sommer ook, moenie aanneem dat omdat dit butaan-1-ol is dit primêr nie. Kyk gou hierso. Daai waterstof en daai waterstof kon ook 'n metiel of 'n etielgroep gewees het en dan was dit 'n sekondêre of selfs 'n tersiêre alkohol. 'n Haloalkaan het 'n alkohol as produk gelewer en verdunde natriumhidroksied is ter sprake. So reaksie 1 is hidrolise. As ons dan kyk na die produk, dan weet ons as ons teruggaan na ons reaktant toe, die metielgroep gaan onveranderd bly, maar die hidroksielgroep gaan vervang word met die oorspronklike broom in die haloalkaan. So ons reaktant gaan so lyk, daar's die broom wat vervang is, so die produk se naam is 1-bromo-2-metielbutaan. Ons fokus skuif nou na reaksie 2 en ons het gekonsentreerde natriumhidroksied. Nou daar's 2 reaksies waarby 'n sterk basis betrokke is. Die eerste een is natuurlik hier waar ons verdunde natriumhidroksied gebruik en dit is hidrolise. Die ander ene is waar ons gekonsentreerde natriumhidroksied gebruik. Dit is natuurlik dehidrohalogenering en dis een van die 3 eliminasiereaksies wat jy moet ken. Aan watter homoloë reeks behoort verbinding Q? Nou ons het reeds gesê reaksie 2 is dehidrohalogenering. Met ander woorde verbinding P is 'n haloalkaan wat reageer met 'n gekonsentreerde sterk basis natriumhidroksied. 3 aspekte wat dan gaan vorm: 'n alkeen, natriumbromied en water. So, die homoloë reeks waaraan verbinding Q behoort is die alkene. So, as ons net kyk na die struktuurformules, aan die linkerkant 1-bromo-2-metielbutaan, daardie broom gaan verwyder word, die naburige koolstof se waterstof gaan ook verwyder word en dan gaan daai enkelbinding 'n dubbelbinding word. So hier sit ons dan met 2-metielbut-1-1 wat vorm. Ons het 'n alkeen wat reageer met waterstofbromied, 'n waterstofhalied. Waterstof hidro, halied halo. So die reaksie is hidrohalogenering wat 'n addisiereaksie is. Nou moet ons die IUPAC naam van verbinding R neerskryf. Tydens hidrohalogenering gaan daardie dubbelbinding gebreek word. Dan het ons koolstof 1 en koolstof 2 en Markovnikov se reël is nou ter sprake. Op koolstof 1 het jy 2 waterstowwe, koolstof 2 het geen waterstowwe. Markovnikov se reël, die wat het, sal meer kry. Met ander woorde, 'n derde waterstof word op die eerste koolstof geplaas en die broom word geplaas op koolstof 2. Die naam is dus 2-bromo-2-metielbutaan.
Hierdie vraag was 'n lekker kopkrapper en het jou insig behoorlik getoets. Jy begin met buut 2,1. So dit is 'n 4 koolstof dubbelbinding. Jy eindig éventueel met 1,2 dibromopropaan wat 'n 3 koolstof haloalkaan is. So ons weet klaar, van 4 koolstowwe na 3 koolstowwe iewers gaan kraking moet plaasvind. Vir kraking om plaas te vind, het jy 'n alkaan nodig. So kom ons gaan in stap 1 en ons maak die alkeen 'n alkaan en daardie gaan hidrogenering wees. En dan het jy 'n 4 koolstof enkelbinding molekule. Daai butaan kan dan gekraak word in stap 2. En dan kan jy sit met 'n 3 koolstof alkeen en 'n 1 koolstof alkaan. En daardie 3 koolstof alkeen kan 'n mens dan halogeneer om 'n 3 koolstof haloalkaan te kry. So stap 1 hidrogenering, stap 2 kraking, stap 3 halogenering. Nou moet ons gekondenseerde struktuurformules gebruik en 'n gebalanseerde vergelyking vir stap 1 neerskryf. Stap 1 is hidrogenering. So kom ons kyk gou-gou. Buut 2,1. 1 2 buut 2,1, so dis dubbelbinding CC. En hier het ons 1 2 3 waterstowwe. Daar het ons 1 waterstof, 1 waterstof en 3 waterstowwe. So dit gaan wees CH3 CH CH CH3. Wat sit ons by? Waterstof. En wat kry ons dan? Wel, net enkelbindings. So dit sal wees CH3 CH2 CH2 CH3. En daar het ons hom. CH3 CH3. Daar's die H2. Onthou, dit is kraking. Jy het platinum, nikkel of palladium nodig as katalisator en dan jou butaan wat vorm CH3 CH2 CH2 CH3. Skryf die per reaksie vir stap 2 en ons het dit reeds identifiseer. Dit is kraking. Dis een van jou 3 eliminasiereaksies. Verbinding A het ons reeds identifiseer as C4H10, oftewel butaan. Ons weet dit word gekraak. Ons het 'n alkeen en 'n alkaan. Die alkeen sal 'n 3 koolstof alkeen wees. Propeen. En wat bly oor? Daar's 4, hier's 3. So dis net 'n koolstof. Daar's 10, hier's 6. So dit is metaangas. En wat is die IUPAC naam vir verbinding D? Dit sal wees propeen. Nou moet ons gekondenseerde struktuurformules gebruik om die gebalanseerde vergelyking vir stap 3 neer te skryf. Nou persoonlik, ek gaan teken hulle eers en dan skryf ek hulle. As jy vinniger is, jy's meer as welkom om vinniger te gaan. Ons begin met propeen. En die propeen, stap 3 weet ons is halogenering, gaan reageer met die broom. En dan kry ons as produk die 1,2 dibromopropaan. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan bloot hierdie struktuurformules vat en dit herskryf as gekondenseerde struktuurformules. Nou moet ek bloot dit herskryf in die formaat van gekondenseerde struktuurformules. So dit is CH3 CH2 plus BR2 gee BR CH2 BR CH en CH3.